Geliefde disipel van Jesus, baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Nou ons is besig hierdie jaar met 'n tema van ons wil Jesus beter leer ken en ook die krag van sy opstanding. Nou 'n baie goeie vriend van my het vir my gevra of ek nie 'n bietjie wil gesels oor geloof nie. Dis 'n onderwerp wat vir hom na in die hart is en is vir hom 'n onderwerp waaroor hy graag meer wil leer. En ek wil uit die staanspoor uit sê dat ek weet verseker nie alles wat daar is om te weet oor geloof nie. Ek gaan met ons oor die volgende paar weke gesels oor geloof. Maar dis my siening, dis my opinie, dis wat ek al geleer het hierdie laaste ruk in my wandel met die Here, in my verhouding met die Here, in my Bybelstudie. Jy is welkom om met my te verskil. Ek wil verseker nie maak asof ek alles weet wat daar is om te weet oor geloof nie. Petrus sê ons het almal dieselfde mate van geloof ontvang, maar ek dink tog ons groei in ons bewustheid van hierdie geloof en in ons toepassing van ons geloof. En ons groei verseker in die ontslaa raak van ongeloof. Ek gaan nie vandag te veel oor die ongeloof praat nie, ons gaan nog baie by dit uitkom. Wat ek vandag net wil klem op lê, is dat die hele nuwe verbond waarin ons staan, is geanker en gebaseer op geloof. Jy kan nie toegang kry tot die nuwe verbond behalwe deur geloof nie. Jy kan nie geregverdig word voor God behalwe deur geloof nie. Jy kan nie toegang kry tot sy Heilige Gees en tot sy krag. Onthou, deel van ons visie vir hierdie jaar is om die krag van sy opstanding te leer ken. Jy kan nie toegang tot hierdie krag kry sonder geloof nie. Die hele nuwe verbond is geanker in geloof. So vandag gaan ons deur 'n hele klomp tekste werk. En ek sou, as ek jy is, sou ek dalk hierdie boodskap eerder luister wanneer ek rustig is en ek kan my Bybel by my hê, sodat jy die tekste kan saam met my volg in jou Bybel. Dat jy kan seker maak dat ek is nie besig om vir jou 'n klomp nonsens te voer en dat ek is nie besig om die woord te manipuleer om by my boodskap te pas nie. En dat jy ook, wanneer jy hierdie goed in jou Bybel lees, dat jou woord van God vir jou kan wakker word en 'n realiteit word. Onthou, die woord van God, sê Jesus, vergelyk hy met saad. En is wanneer ons daai saad in ons inkry, wanneer dit kan groei en 'n oes oplewer. Maar nietemin, as jy die geleentheid het, volg hierdie boodskap in jou woord en vra die Here om dit vir jou lewendig te maak in jou hart. So ek wil vandag net met ons 'n klomp tekste deel. En dis nie alles wat daar is nie. Hierdie is maar net 'n paar wat ek uitgehaal het, anders gaan ek vir 3 ure aan mekaar praat. En dit wil niemand van ons verseker nie. So ek wil net met ons 'n klompie tekste deel oor hoe dat geloof kern is van die nuwe verbond. En kom ons begin by die baie bekende gedeelte van Johannes 3 vers 16. Maar ek gaan hom tot by vers 18 lees. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo. God het ons so lief gehad, dat hy gegee het. Liefde gee altyd. Hy het ons so lief gehad, dat hy sy beste gegee het. Dit was sy gedeelte, maar ons gedeelte was om te glo. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Dit is God se hart dat niemand verlore sal gaan nie, maar dat elkeen tot die geloof sal kom. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Het jy al gehoor mense sê dat Suid-Afrika word geoordeel oor hierdie en daai, dis hoekom ons gaan deur dit wat ons gaan, dis hoekom dit nou droog is, of dis hoekom ons hierdie korrupte regering het, want God is besig om Suid-Afrika te oordeel. Niks kan verder van die waarheid af wees nie.
God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, en dis Jesus waarvan hy praat, hy wat in Jesus glo, dis vers 18, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Geloof word jy gered, deur nie in Jesus te glo nie, is jy reeds veroordeel. Spring saam met vir my na Romeine 3 vers 20 tot 24. Hy sê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees vir hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Hoor mooi wat sê die woord hierso vir ons vandag, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie. Ek gaan net weer vir ons in kort verduidelik, wat is die geregtigheid van God? Of hierdie geregverdig, dis dieselfde Griekse woord, dikaiosune, wat hier gebruik word. Dis om vrygespreek te word voor God. Jou oortredinge is betaal voor, daar's geen skuld nie, en jy is voor God wat jy veronderstel is om te wees, en jy is in die regte verhouding met hom, soos wat hy dit graag wil hê. Dit is wat die geregtigheid van God is. Hy sê, maar niemand kan in daai toestand kom, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie. Niemand kan vrygespreek word en in die regte verhouding met hom staan deur die werke van die wet nie. Geliefde disipel van Jesus, jy kan nie in die regte verhouding met God staan deur die Sabbat op 'n Saterdag te hou of die Sabbat enigsins te hou en dink dit gaan jou in die regte verhouding met God bring nie. Jy kan nie dink jy staan in die regte verhouding met God omdat jy weier om Kersfees te vier nie. Yes, ek stem saam, daar's nie 'n Kersvader nie, daar's nie 'n tannemuis nie, daar's nie al hierdie vuurtjies en kaboutertjies en al hierdie snert nie. Maar deur te weier om die geboorte van Jesus op die 25 Desember te vier, want dit kan onmoontlik nie sy datum wees nie, en ek weier om dit te doen, en ek weier om daai te doen, en God gaan my nou 'n sterretjie op die skouer gee, aangesien die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie. Deur die wet kom slegs kennis van sonde. Vers 21, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Ek wil jou gou terugvat na die berg van verheerliking. Dis toe Jesus teen die berg opgegaan het en hy vir 'n oomblik in 'n verheerlikte toestand voor Petrus en Johannes en Jakobus verskyn het. En Moses en Elia ook saam met hulle daar was, en jy sal onthou toe wou Petrus sommer nou 3 hutte bou vir elkeen daar. Nou wat besonders is oor daai gebeurtenis. Kom ons gaan net gou terug na Romeine 5:21. Hy sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Hierso kry ons op die berg van die verheerliking vir Moses, wat die wet verteenwoordig, en ons kry vir Elia, wat die profete verteenwoordig. Kombineer dit nou met Romeine 5:21, die geregtigheid van God is sonder die wet, maar die wet en die profete getuig daarvan. Moses en Elia het getuienis kom bring op daai berg van verheerliking van Jesus, en hoor wat sê God op daai berg. En daar kom 'n wolk, en dis nou Markus 9 vers 7, en daar kom 'n wolk wat hulle oordek, en uit die wolk kom 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Wow. Luister na hom. Geliefde disipel van Jesus, dra kennis van die wet, dra kennis van die profete, maar luister na Jesus. Tja, ek wou dit net daar ingooi, dat jy net hierdie kan verstaan, hoekom het Paulus Romeine 5 vers 21 geskryf, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Vers 22, die geregtigheid naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal
en oor almal wat glo, want daar's geen onderskeid nie. Die geregtigheid van God deur die geloof in Jesus Christus. Daar is nie 'n ander manier nie, hierdie is die manier van die nuwe verbond. Daar's nie 'n ander manier om geregverdig te word, om in die perfekte, absolute, vredevolle verhouding met God te wees. Daar's net een manier, en dit is deur geloof in Jesus Christus. En dan sê hy vir almal en oor almal wat glo. Geloof, man, die Engels het so 'n mooi uitdrukking vir my. Geloof is the great equalizer. Geloof maak die speelveld vir almal gelyk. Dit maak nie saak hoe baie geld jy het of hoe min geld jy het nie. Geloof kan vir albei dieselfde resultate oplewer. Dit maak nie saak wat jou veldkleur is nie. Dit maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Dit maak nie saak wie jou ma en wie jou pa is. Dit maak nie saak of jy die koning van Engeland of die straatveer in Uganda is nie. Geloof in Jesus Christus maak die speelveld vir almal gelyk. Daai straatveer, as hy daarin glo, kan hy net so maklik iemand uit die dood uit opwek, as wat die koning van Engeland dit kan doen, as hy dit in geloof doen. Geloof maak die speelveld vir almal gelyk. Vers 23, Romeine 5 vers 23, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Ons het almal gesondig, en daar's net een manier om van ons sonde vrygespreek te word, en dis deur geloof in Jesus Christus. Bly vir my saam na Johannes 5 vers 24. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo, wat my gestuur het. Wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. As jy glo, het jy oorgegaan uit die dood. Dit is vir my baie interessant hierdie. Dit beteken nou nie, jy gaan dan nou nie doodgaan nie, of wanneer jy dood is, gaan jy weer lewendig word. Onthou net, niemand van ons gaan dood nie. Jou gees gaan vir ewig lewe. Dis net waar dit gaan gebeur, nadat hierdie liggaam van jou dood is. Maar jou gees gaan vir ewig lewe, en Jesus praat juis hier van die geestelike mens. Want hy sê, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Vir God, vir Jesus, vir die Heilige Gees, is om apart te funksioneer van God, is dood. Die Engels het 'n mooi woord, separation. Om geskei te wees, om apart van God te wees, is vir hom dood. Hy sê, maar as jy in hom glo, dan word jy weer een met hom. Dan word jou gees, deur wedergeboorte word jou gees een met God se gees. En dan het jy oorgekom uit die dood, uit die separation, in die lewe. Lewe volgens God en volgens Jesus is 'n ewige verhouding met God. En ons verkry dit deur geloof. Hoor mooi weer wat sê hierdie teks. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Net deur geloof. Filippense 3 vers 8 en 9. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade, en ons het nou al hierdie jaar oor hierdie stukkie lekker gesels, maar ek wil net ons weer herinner wat hier staan. En ek wil julle ook net daarop let, dat dit wat ek julle probeer leer, is die een gedeelte is nie los van die ander gedeelte nie. Want dis nie hoe God se woord werk nie. Die hele woord is connected, en alles wat ek julle leer, probeer ek altyd my bes om die dots weer te connect, om alles by mekaar te hou. So Filippense 3, hier van vers 5 af het ons nou lekker deurgetrap, maar in vers 8 sê hy, ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie,
maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Daar's net een manier om geregverdig te word voor God, en dis nie deur die wet nie. Dis nie deur wat ons doen nie. Dis net deur geloof. Galasiërs 3 vers 26, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Hier's 'n amazing, mind-blowing voordeel van geloof in Jesus. Is ons het kinders geword van God. Man, daai moet ons so opgewonde maak. As jy 'n kind van God wil wees, daar's net one way. En dis die manier van die nuwe verbond. Glo in Jesus. Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. As jy in die naam van Jesus glo, het jy die mag om kind van God te wees. Galasiërs 3 vers 13 en 14. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Hoor mooi, jy is nie meer onder die vloek van die wet nie, want Christus het jou losgekoop van dit. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. Man, nie so baie. Die seun van Abraham het nou na ons toe gekom. Ons was heidene, ons is nie meer nie, ons is nou kinders van God. Maar deur dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, deur vir ons 'n vloek te word, het die seun van Abraham na ons toe gekom. En dat ons, die B-gedeelte van vers 14, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Daar's net een manier om die Heilige Gees te ontvang, en dis deur geloof. Dit gaan nie oor jou nakom van die wet nie, dit gaan nie oor hoe perfek jy leef nie. Daar's net een equalizer vir enige iemand om die Gees van God te ontvang, en dis deur geloof. Galasiërs 3 vers 5, hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Daar's net een manier om die wonderwerke van God te ervaar. Dis nie deur wat jy doen nie, dis deur geloof. En ek probeer vandag vir julle die prediking van die geloof bring, sodat wonderwerke in jou lewe 'n werklikheid kan word. Dat 'n wonderwerk eintlik vir jou die norm sal word en nie die abnormale nie, as jy vas staan in die geloof. Efesiërs 2 vers 8, ek gaan nie meer afsluit. Hierdie is die kruks van die evangelie, van die nuwe verbond. Hy sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof. Uit genade is julle gered. En onthou, ons het al vir mekaar gesê, genade is God, wat alles voorsien het, wat ons mag nodig hê. Genade is God, wat alles gedoen het, dis sy gedeelte, dis wat hy voorsien het, en ons kry net toegang hiertoe, volgens Romeine 5 vers 2. Kry ons toegang tot hierdie genade waarin ons staan, deur geloof. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof. Daar is nie 'n ander manier om geregverdig te word nie, daar is nie 'n ander manier om gered te word nie, daar is net een manier, en dis deur geloof. Shalom. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus, en hou jou neus in sy woord.